Ek is Pastoor Charlie en hierdie is die Warrior Podcast. Kom geniet saam met my inspirerende boodskap uit die woord van die Here. Goeiemôre, vertrou dit gaan goed. Hier in Brakpan waar ons woon is daar 'n nuwe ding wat sy kop uitsteek. En dit is dat hulle ons asblikke steel. En soos die noodlot dit wil hê, is my asblik ook gesteel. Wat hou dit nou vir my in stoor? Eenmal 'n week moet ek asgate toe gaan om my vullis weg te gooi. Iets wat ek opgemerk het, is dat daar soveel dinge lê wat eens waardevol was. Dinge soos grootskerm TV's, microwaves, wasmasjiene, selfs swembadpompe. Maar wat dit in gemeen het, is dat dit hulle waarde verloor het, want dit is stikkend. In die tyd waarin ek en jy leef, as iets breek of stikkend is, gooi ons dit uit, want dan het dit nie meer vir my en jou waarde nie. En die hartseer is, wanneer ek en jy deur 'n gebroke tyd gaan, 'n hartseer tyd gaan, 'n moeilike tyd gaan, dan voel dit vir ons of ons niks werd is nie. Maar eintlik is die inteendeel die waarheid. Wanneer ek en jy deur 'n moeilike tyd gaan, deur 'n tyd gaan waar dit voel of ons gebroken is, of alles om ons ineenstort, is dit nie vir my en jou die einde nie. Dis vir ons net die begin. Kom lees vanoggend saam met my Jeremia 18 vers 1 tot 6, en ek lees dit vir ons. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker. Daar sal ek jou my woord laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juist besig om 'n stuk te werk op die skyf. En die voorwerp wat hy besig was om te maak het misluk, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. 'n Paar weke terug het ek 'n video gekyk wat juis gegaan het oor 'n pottebakker. En as ons gaan kyk het in die werkswinkel van die pottebakker, was daar 'n hoek waar daar klomp stikkende stukkies was wat gebreek het, wat ek en jy sou weggegooi het. Maar weet julle wat het hierdie pottebakker gedoen? Hy het 'n hamer gevat en hy het al hierdie stikkende stukkies begin stik en slaan in kleiner stukkies. Toe vat hy 'n groter hamer en slaan dit in nog kleiner stukkies. Toe vat hy 'n groter hamer en slaan dit in nog kleiner stukkies. En toe vat hy so 'n maal ding en hy maal al hierdie klein stukkies in 'n poeiervorm. Toe vat hy hierdie poeiervorm, gooi dit in 'n bak, gooi dit vol water, sit dit bietjie buite laat die water deur die son verdamp. En weet julle wat? Toe is daar nuwe klei. En hierdie pottebakker vat daardie herwinde klei wat ek en jy sou weggegooi het. Wanneer ek en jy deur 'n moeilike tyd gaan en stikkend is, dan voel dit vir ons of God ons weggooi. Eintlik is God besig met iets moois en iets nuuts. En hierdie pottebakker maak 'n nuwe erdekruik. En toe dit klaar hard gebak is, sit hy dit in die son, en die son skyn op en dan kyk hy of daar enige kraakies in is. En as daar kraakies in is, dan begin die proses van vooraf. Maar as daar geen kraakies in is en dis 'n mooi kruit, dan sit hy hom op die rak en hy word verkoop. Wanneer ek en jy deur moeilike tyd gaan, wanneer dit voel of ons stikkend gebreek is, en wanneer ek en jy wil opgooi of voel of ons niks werd nie, hou moed. Dis net die begin. God is besig om iets moois te doen. Openbaring sê, hoe gaan ek en jy hierdie wêreld oorkom? Hy sê deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienisse. Wanneer ek en jy deur 'n moeilike tyd gaan, is God besig om aan my en jou getuienis te werk, sodat ons die koninkryk van God kan uitbrei. Mag jy 'n mooi dag hê.